As hy so, ons is hier in die Bokkeveld en hy's vir 'n slag 'n bietjie koud. So, dis eintlik heel lekker hier so in die appelboorde. En ons gaan 'n bietjie eco so op praat. So, as ek nou my tonne en my goeders neersit, as 'n mens so vat chemie en kunsmis, hoekom moet ek aan oorskuif as ek nog steeds 90 ton afval? As 'n mens nou verstaan. So, ons gaan 'n bietjie met Nonna praat en ons gaan vir haar vra, wat is die bate daarvan om oor te skuif na die Eco Delta program toe en wat bereik 'n mens op die einde van die dag daardeur? Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Môre Nonna, hoe gaan dit met Nonna? Baie goed, dankie by jou Albert. Nee, kyk ons kan nie klaar nie. Ek is weer terug in die Kaap, so alles is mos mooi. Dit is baie lekker en dit is heerlik hier in die Koue Bokkeveld. So kom ons begin met die begin. Ons is nou hier by CRB. Verduidelik vir 'n bietjie wat gaan alles hier aan by julle op die plaas? Albert, ons het so 100 hektaar vrugte en ons is al 130 jaar 'n familiebesigheid. So ons kom lank al in die vrugtebedryf. Ek het te doen gekry met Eco Soil met kompostee al omtrent 8-9 jaar terug. So ek dien my kompostee toe. Dit het ontsettend baie gehelp vir ons bloedlys. Daar kon ons onmiddellike effek sien. Bome is gesond, alles. En toe het Eco Delta op die horison verskyn en ons was maar bietjie pessimisties geweest aan die begin. Enige goeie beheer is maar bietjie skepties in die begin, ja. So ons het mos nou maar gewone chemie gebruik en alles. En toe het ons op 'n pekkenboord afgekom wat op die punt was om uitgetrek te word. En ek het vir Jaco gesê, kom ons gee dit 'n kans. En daar is ons verjaar, die 7de jaar, wat daardie blok nog geen kunsmis weer gehad het nie. En hy is nog nie uitgetrek nie. En dit is juist iets waar ek wil vra is, veral in julle omgewing met die appelboere en as mense daaraan dink, as ek nou my 13-14 000 rand 'n hektaar neersit, maak al my 90 ton af, wat is die bate daaraan om eintlik maar oor te skuif na hierdie Eco Delta Eco Soil toe? Albert, ek gaan vir jou sê, ons het groot geraak met chemie, maar ek kry eintlik so 'n gril as ek moet dink, as daai chemie op die grond gegooi word en die effek wat hy op jou grondlewe het. So ons boer moet nou nie eintlik moet bome nie, ons boer moet wortels. Ja. So jou grond moet gesond wees. Ja. En ons staan nou vandag hier in 'n Roll Butte blok. Hy's 11 jaar oud. Hy is sy 6de jaar wat hy Eco Delta vat. Hy het nog nie 'n korrel chemie gehad nie, wat vir my absoluut verblydend is. Soos jy kan sien, die blare is mooi groot. Hy het die afgelope 5 jaar tussen 80 en 90 ton gegee. Vir jaar weer 90 ton geskat. Sit verseker hierso. So ons is regtig beïndruk met die Eco Delta produk. En as 'n mens nou begin maar kyk na jou peste, is daar verligting omdat mense nou kyk jou grondgesondheid is beter, so jou plant se gesondheid is outomaties beter. Is hy bietjie meer weerstandig? Kon julle dit al agterkom of hoe lyk daai proses? Ja, soos ek jou gesê het, daar's definitief 'n verbetering op bloedlys en hierdie blok kry glad nie meer bloedlys nie. Jou swamsiektes is mos nou maar meer aan die weer gekoppel. Dit is moeilik om daar 'n verskil te sien. Wat wel 'n groot verskil maak is jou spinnekopbeheer. Omdat die bome gesond is, omdat hulle mooi groei, is jou spinnekop is net nie teenwoordig nie. Want die spinnekop val altyd 'n boom aan wat onder stres is. So as ons water reg is en ons gee die nodige voedsel vir die wortels, dan het ons geen probleme met spinnekop. En dan as mense nou praat oor chemie, dan is dit gewoonlik jy vat 'n kunsmisstrooiertjie of iets en jy ry met jou boortrekkertjie deur. Maar hierdie is nou meer 'n kompostee en 'n komposekstrak en dis mikrobes en anaerobies en aerobies en dis hierdie groot woorde, maar dit is eintlik baie maklike stelsel om te gebruik. Dit is nie 'n komplekse stelsel Ja, nie. ons gaan nog steeds voort met die kompostee. So ons brou so 2 potte 'n week van 2500 liter en dan gee ons 200 liter per hektaar kompostee saam met die F2 fertility produk. Ons gee in die begin van die seisoen kalsium, die F2 kalsium en dan later die F2 kalium. En dit word toegedien deur die besproeiing. So dis eintlik eenvoudig. En 'n ander ding wat ek nou opgelet het, ons gaan nou die fotosomme ook hier insit wat Jaco gewys het. As mense net kyk op die kleurverskil van jou appels, as mense nou vergelyk die chemie, veral as jy nou 'n rooi en 'n groen appel het, jy werk mos maar vir daai kleur. Wat was die groot duidelike verskil? Ek sal die fotosomme nou hier in die video ook sit. Ja, jy kan wys, hierdie blok spesifiek het ongelooflike kleur die afgelope 6 jaar. Ek het ongelukkig nie foto's van die voor die Eco Delta nie, maar
ongelooflike mooi kleur. Maar as wel 'n baie groot verskil gesien het is op early red ones. Die foto's sal jy daar sien. Dit is absoluut amazing. Hoorie Nonna, baie dankie vir jou tyd, sterkte. Ek weet dit raak nou daai tyd van die jaar wat mense so begin nip. Maar ons wens julle alles van die beste en is 'n goeie pakseisoen wat voor lê. Baie dankie, ek waardeer. Right, so daar het julle dit. Op die einde van die dag, die vrugtebedryf is 'n baie fyn bedryf. As 'n mens nou net vat in pakseisoen, jy moet handskoene dra, die kleinste kneusplekkie maak die grootste verskil op die einde van die dag. So maak seker dat jy jouself daai stap vorentoe sit en jou grondgesondheid eers, as dit jou wortelstrukture reg kry. Sodoende is jou vrugte beter, jou kleure is beter en jou algehele gesondheid van jou boord is beter. En dan hou hy langer. En dit is waar dit eintlik gaan, om soveel as moontlik uit jou sisteme uit te kry. So as jy meer wil uitvind van EcoSoil of die Eco Delta program, kontak vir Jaco of Neil of enige van die manne. Ek gaan die webtuiste sal hier onder wees. En dan sit jy jouself weer daai stapie vorentoe. Dis Farm Spice, oor en uit.